Micha. So stadig maar seker begin ons meer leer en ontplooi. Die eerste paar hoofstukke was gloom en doom. Hier van hoofstuk 3 af het daar 'n bietjie beter begin gaan. En vandag is daar eintlik vreeslike mooi goed. Dit is asof dit beter raak. Kom ons word stil dan bid ons saam. Ons goeie Vader, baie dankie vir u groot liefde ook vandag. Here, u wat u groot mag toon met die water en die storm, met die wind. En in dieselfde tyd sorg vir die aarde. Here, u is wys en almagtig. Dankie dat u die beheer het oor ons lewens, dat u ons lewens vashou. Dankie ook dat u hier is, maak ons oop, laat ons kan verstaan asseblief. In Jesus naam, amen. Goed, ons is besig met Micha, ons sê hy is so 'n bietjie 'n verskuilde profeet, nee, ons weet nie so baie van hom nie. Ook wat nogal moeilik maak, omdat hy heeltyd in poesie skryf. Meeste van die goed wat ons lees is poesie. So dis nie verhalend nie. Dit is maklik om 'n storie te volg. Ek gaan vandag vir ons so 'n stukkie verhalende deel lees oor Micha, wat ons kry uit 2 Kronieke. Maar kom ons spring net weg wat ons laas keer vir mekaar gesê het. Oor wie is Micha? Hy het gesê hoofstuk 4 vers 8, maar ek is gevul met krag, met die gees van die Here, met 'n sin vir geregtigheid en die moed om aan Jakob sy opstand en Israel sy sonde bekend te maak. So iemand wat nie bang is nie, ons gaan dit vandag ook verder lees. Dan hoofstuk 4 vers 6 is sommer net waarby ons laas was. So ons gaan nou begin by vers 9. Ek sluit sommer net aan by laasweek, wat gaan oor 'n nuwe begin, wat die Here sê. Op daardie dag is die uitspraak van die Here, sal ek die gebreklikes bymekaar maak, die verstrooides versamel, oor hulle wat ek sleg behandel het. Ek sal die gebreklikes 'n oorblyfsel maak en die wat ver was 'n sterk nasie. Die Here sal op die berg Sion oor hulle koning wees van nou af tot in ewigheid. En jy wagtoring van die kudde, vesting van die dogter van Sion, na jou toe sal dit kom, ja, die vroeë heerskappy is op pad, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. So positiewe goed. Dan lees ons vanaf vers 9 af, Micha 4 vers 9, waar ons dan vandag begin. Sê, waarom skree jy dan nou so hard? Het jy nie meer koning nie? Of het jou raadgewer verdwyn, sodat jou pyn jou oorval het, soos 'n vrou wat geboorte skenk? Krimp ineen en skree dit uit, dogter van Sion, soos iemand met geboortepyne. Want nou sal jy die stad moet verlaat en in die veld gaan woon. Jy sal na Babylon toe gaan, daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou uit die hand van sy vyande verlos. Kom ons stop vir eers daar. Kom ons praat gou oor daai teks. Wat sien julle raak? Voorspelling vir die verbanning na Babel toe. Goed. Eerstens die voorspelling van ballingskap, nee. So die ballingskap was nie iets wat toevallig gebeur het of die mag van die Assiriërs of enigiemand, dis die Here wat dit toegelaat het, nee. Goed, wat nog? Weer die redding wat daar sal wees. Alles op weer terug. Goed. Daar staan, jy sal na Babylon toe gaan en daar sal jy gered word. Nee, dit is nog 'n half 'n vreemde teks, nee, as jy dink dat die Here sê, maar ek sal jou na die moeilikheid toe vat. en dan as jy in die moeilikheid is, daar sal ek jou red. Nee, so Babylon word die plek van redding. Nee, want hulle het gesê Jerusalem sal nooit val nie, want die Here is daar.
En dit was hulle groot krisis, nie dat die Here dan weg is, maar dan sê die Here, maar ek sal in Babylon julle ook kom red. Julle sal nie op julle eie wees nie. Selfs al is julle in ballingskap, sal ek julle daar gaan red. Wat nog? Daar eerste 2 sinnetjies is 'n bietjie sarkasties, nee. Waarom skree julle dan so hard? Het julle nie 'n koning nie? Of het jou raadgewer verdwyn? Nee, hy sê julle maak mos staat op julle konings en julle maak staat op julle raadgewers. En as hierdie oordeel nou kom, dan gaan julle mos okay wees, want julle het mos 'n koning en julle het raadgewers waarop julle staat maak. Maar dis nie die Here nie, nee. So dis so 'n bietjie sarkasties. Hy sê, waarom skree julle so hard? Het julle nie 'n koning nie? Of het julle raadgewer verdwyn, sodat pyn jou kan oorval het soos 'n vrou wat geboorte skenk. Dit gaan oor dat hulle moet besef dat die oordeel kom en dit gaan eers swaarder gaan voordat dit gaan beter gaan. Soos 'n vrou wat pyne kry, geboortepyne, nee. Sê julle gaan deur die pyne moet gaan, deur die geboortepyne. Maar in Babylon, daar sal ek julle ontmoet, nee. En dan kry jy hierdie mooi goed, hierdie mooi teks in Jesaja 40, nee, wat daar staan, die uitkoms is hier, terwyl die volk in ballingskap staan. En hulle is vasgevang in hierdie wêreld en hulle dink die Here het van hulle vergeet. En Babel se gode is sterker want hulle bly in Babylon en die Here help hulle. Dan kom die Here en sê die uitkoms is hier. Hierdie mooi teks, hy sal sy lammes teen sy bors vassteek, nee. Dat ten spyte van so wat hy sê, Babel gaan 'n proses van swaar kry wees, soos swangerskap, maar na Babel is daar dan ook nuwe lewe. So 'n raadgewer is soos 'n profeet wees. Ja. Want hulle lees nou nie eintlik van 'n profeet daar nie. Nee, hulle ons het mos nou baie gelees oor die profete wat omkoopgeld aanvaar en die priesters wat is ook. Ja. So dis 'n stuk sarkasme daai, nee. Ons het mos nou heeltyd gelees oor die konings wat korrup is en die priesters wat korrup is en almal, as jy vir hom 'n bietjie geld het, dan sê hy net wat jy wil hê hy moet sê, nee. So die Here sê, hulle gaan jou help, en sê nee, hulle gaan jou nie help nie. Maar nou span baie nasies teen jou saam, hulle wat sê, laat Sion maar ontheilig word, ons sal dit met genoegdoening aanskou. Hulle weet egter nie wat die Here beplan nie, en hulle verstaan nie sy besluite, dat hy hulle soos gerwe op 'n dorsvloer bymekaar maak. Staan op en dors die gerwe, dogter van Sion, want ek maak jou horing van yster en jou hoewe maak ek van brons. Ek sal baie nasies vertrap, jy sal hulle byt aan die Here toewy, al hulle rykdom aan die Here van die hele aarde. Sny jouself maar stuk in stryd, lustige vrou, ons word beleer, en die regter van Israel word met 'n stok op die wang geslaan. Wat is dit wat julle hoor? Wat is dit wat julle hoor? Die Here praat met die nasies, nee. Hy sê, julle dink julle is baie slim, julle het nou al die mag en al die krag, die Assiriërs en al die ouens. Hy sê, laat hulle Sion maar ontheilig. Is dit vir die Here 'n probleem as die tempel afgebreek word? Ja, bly jy daar? Nee. Hulle het gedink God bly daar, en daarom sal die stad nie val. Wat sê die Here? Laat Sion maar ontheilig word. Ek sal dit met genoegdoening aanskou. Nee, hierdie plek wat julle dink so heilig is, is my glad nie so heilig. Daai klein hokkie, daai allerhoogste gaan my definitief nie vashou nie. So ek sal lekker kry as Sion gaan, want julle dink ek word daar vasgevang. Maar as mooi daar staan, hulle weet egter nie wat die Here beplan nie en hulle verstaan nie sy besluite nie. Hy sê dit vir die nasies, nee. Julle dink julle weet, maar die Here werk anders.
wat sê julle oor daai woorde? Hulle weet nie wat die Here beplan nie en verstaan nie sy besluite. Is dit vandag nog so? Ja. Daar gebeur iets baie sleg in jou lewe. Jy weet niks van môre nie. Jy weet nie van môre nie. Jy weet nie hoe dit gaan werk nie. Jy sien dit, jy dink is straf. Nee. Jy dink is oordeel, jy dink is verby, jy wonder waar is die Here? Maar dan sê die Here, ons weet nie altyd wat hy beplan nie en ons verstaan nie altyd sy besluite. Maar hy wil vir hulle iets groter wys. En dan sê hy, laat die nasies kom. Sal hulle so bymekaar maak soos skerwe. Sal hulle saambind, nee, en dan sal Israel hulle dors. Staan op en dors die gerwe dogter van Sion. En ek maak jou horing van yster en jou hoewe maak ek van brons. Jy sal baie nasies vertrap. Jy sal hulle buite aan die Here toewy, al hulle rykdom aan die Here van die hele aarde. Dan praat hy weer oor die nasies. Sny jouself maar stuk in stryd, lustige vrou. En dan ons word beleef en die regter van Israel word met 'n stok op die bank geslaan. Wat op aarde sal dit beteken? Maar dit was swaar vir Israel gewees, want hulle het gedink hulle is die nasie. Ja. En nou moet hulle hoor dit. Ja, hulle gaan in ballingskap gaan, en gaan met hulle swaar gaan, maar dan sê die Here daar sal 'n tyd van herstel wees. Kom ek lees gou vir julle 2 Kronieke 18 vers 12 tot 19 vers 3. Wat iets verduidelik van daai beeld wat sê ons word beleer en die regter van Israel word met 'n stok op die wang geslaan. Kom ek lees vir ons. Ek gaan sommer vir ons die hele hoofstuk lees. Toe Josafat ryk geword het en groot aansien geniet het, het hy die huwelik tussen 'n lid van sy familie en een van die familie van Agab gereël. Na 'n paar jaar het hy vir Agab in Samaria gaan besoek. Agab het tot 'n ere van Josafat sy gevolg 'n groot aantal skape en beeste geslag en hom ook probeer oorhaal vir 'n veldtog teen Ramot in Gilead te begin. Koning Agab van Israel het vir koning Josafat van Juda gesê, sal hy met my saamgaan na Ramot in Gilead toe. Josafat het geantwoord, ek en jy is een en ons lees is een. So dit gaan oor die koning van die Noordryk en die Suidryk, nee. Ons is saam met jou in die oorlog. Maar het Josafat verder vir die koning van Israel gesê, vind nou eers uit wat sê die Here. Die koning van Israel het toe 400 profete bymekaar gemaak en vir hulle gevra, moet ons teen Ramot in Gilead gaan veg of moet ons dit laat staan? Hulle antwoord was, gaan gerus, God gee die stad aan die koningsoor. Goed, ons weet nou uit Micha, die profeet het alles, hulle word betaal, so as jy hom genoeg sê, dan sê hulle presies wat die koning wil hê hulle moet sê. Nee. Toe sê Josafat, is daar nie nog 'n profeet van die Here dat ons hom ook kan raadpleeg? Hier is nog een man deur wie ons die Here kan raadpleeg, het die koning van Israel vir Josafat gesê, maar ek haat hom, want hy voorspel vir my nooit iets goed nie, net altyd die slegste. Dis Micha seun van Jimla. Josafat sê, die koning moenie so praat nie. Die koning van Israel roep toe 'n paleisamptenaar en sê, gaan haal gou vir Micha seun van Jimla. Die koning van Israel en die koning van Josafat van Juda het elkeen in sy koninklike gewaad op die troon gesit by die dorsvloer voor die poort van Samaria. Voor hulle was die profete besig met hulle voorspellings. Sedekia seun van Kenaja het vir hom 'n paar horings van yster gemaak en gesê, so sê die Here, met hierdie horings sal hy die Assiriërs stoot tot die klaas met hulle. So het al die profete voorspel. Hulle uitspraak was, trek op teen Ramot en Gilead, jy sal wen. Die Here gee die stad aan die koning oor. Die boodskapper het vir Micha gaan roep en vir hom gesê, kyk, die uitsprake van die profete was eenstemmig, gunstig vir die koning, laat jy nou tog asseblief dieselfde wees. Sê tog net iets goeds. Nou Micha het ons agterkom is 'n moeilike ou, nee. Maar Micha sê, so seker as die Here leef, wat my God nie vir my sê nie, sal ek nie sê nie. Toe hy by die koning kom, sê die vir hom, Micha, moet ons teen Ramot in Gilead gaan veg, of moet ons dit laat staan? Gaan gerus, antwoord Micha, en mag het goed gaan, mag die stad aan die oor gegee word.
Maar die koning sê vir hom, hoeveel keer het ek vir jou nog daarby aangedring, dat jy vir my niks anders as die waarheid in die naam van die Here moet sê. So hy's baie sarkasties eintlik Micha, nee. So ja, is reg, maar die koning weet van beter. Nee, hy weet hy's besig. Hy's besig om die koning te draai, nee. Toe sê Micha, ek het die hele Israel verstrooi op die berge gesien, so skape wat nie 'n wagter het. Die Here het gesê, hulle het nie 'n koning nie, laat hulle in vrede teruggaan, elkeen na sy huis toe. Die koning van Israel sê toe vir Josafat, ek het mos vir jou gesê, hy voorspel vir my niks goed nie, net die slegste. En Micha praat verder. Hoor die woord van die Here, ek het die Here op sy troon gesien met die hemelse leermag wat weerskant op hom staan. En die Here het gesê, wie sal vir Agab, koning van Israel, so ver kry dat hy Ramot na Gilead toe gaan en daar sneeuwel? Die een wat dit gesê het en die ander dat totdat die gees vorentoe gekom het voor die Here gaan staan en gesê, ek sal hom so ver kry. En toe sê die Here en toe die Here vir hom vra, hoe? Sê die gees, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van sy profete. Toe sê die Here, jy sal hom so ver kry, gaan doen dit, jy sal dit reg kry. So die Here leengees in die mond van die profete van u laat kom, maar hy het in werklikheid vir u 'n ramp aangekondig. Toe kom Sedekia seun van Kenea nader en hy slaan van Micha op die kakebeen en sê, met watter pad is die gees van die Here van my weg om met jou te praat? So hy sê, hoekom praat die Here met jou en nie met my nie? En Micha antwoord, dit sê, jy sien die dag as jy een donker kamer uit die ander probeer wegkry. Die koning van Israel het die beveel, vat van Micha en bring hom na Amon, die stadsbevel en na prins Joas toe. Sê vir hulle, die koning sê, hulle moet hierdie man in die tronk sit en hom op 'n skaal rantsoen kos en water gee totdat ek by hom terugkom. Maar Micha het gesê, as hy by hom terugkom, het die Here nie deur my gepraat nie. Verder het hy gesê, hoor dit alle manskappe. Die koning van Israel en die koning Josafat van Juda is toe na Ramot en Gilead toe. Die koning van Israel het vir Josafat gesê, ek gaan my vermom voor ek in die geveg betrokke raak, hou jy jou koninklike gewaad aan. Die koning van Israel het hom te vermom en so in die geveg ingegaan. Die Arameese koning het die aanvoerders van sy strydwaans opdrag gegee, spits die gevegte op die koning van Israel. Moenie nie ander aandag gee nie, klein of groot. Toe die aanvoerders van sy strydwaans vir Josafat sien, sê hulle, daar is die koning van Israel, en hulle het hom toegesak. Josafat het hom opgeroep en die Here het hom gehelp. God het die aanval van Josafat af weggekeer. Die aanvoerders van die strydwaans het dit gesien en dis nie die koning van Israel nie en het die agtervolging gestaak. Iemand het egter 'n losweg 'n pyl afgeskiet en die het die koning van Israel getref tussen die skubbe van sy harnas en sy dorsplaat. Toe sê hy vir die drywer, ruk die perde om en bring my in die geveg uit, ek is gewond. Die geveg was die dag egter so ewig dat die koning van Israel tot die aand op die strydwaan moes bly staan in die geveg van die Arameërs. Teen laatmiddag is hy dood. Goed. So ek het nogal gedink dis nou 'n mooi verhalende gedeelte, nê, wat ons so 'n bietjie iets van Micha se verhaal vertel, nê. Jy kan ou kom agter wie hy was, hy die waarheid gepraat teenoor die ouens wat allerhande goed gesê het wat die konings wou gehad het. Hy was onverskilke, word op die wang geslaan, hy beland in die tronk, maar hy bly sê wat hy sê. Nee, nogal mooi, nee. Goed, ons word beleer in die regter van Israel word met 'n stok op die wang geslaan en dit is die verwysing na hierdie koning wat dood is, wat met die stok op die wang geslaan is en dan eintlik sterf. Dom vraag, hierdie Agab wat nou verwys, is dit dieselfde Agab wat was toe die water gebid het dat dit nie moet reën nie? Kyk, toe was daar ook 'n koning Agab saam met sy vrou. Ja, waarskynlik, ek dink so. Ek dink daar was net een koning Agab. So dit was ook maar hy wat daar hier. Ek praat om 'n korreksie, maar daar was een koning Agab sover ek weet. Goed, hoofstuk 5. Kerstyd. Onthou ons hierdie mooi woorde, hoofstuk 5 is 1. Maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda,
uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van wel-eer. Dit is waarom die Here hulle sal oorgee tot die tyd aanbreek vir 'n swanger vrou om geboorte te skenk. Dan sal die res van sy volke terugkeer saam met die Israeliete. Bethlehem onbelangrik, klein dorpie. Behalwe vir die ding wat gebeur het, dat Dawid in Bethlehem gebore is. En julle sal onthou, Matteus 2:6, as die wyse manne kom, en hulle kom soek die nuwe koning, dan haal hulle uit Micha aan, die koning se raadgewers, en sê, waar gaan hy gebore word? Dan haal hy uit Micha aan. So tot op daai stadium was daar niemand wat uit Bethlehem gebore is wat hierdie koninklike figuur sou word nie. Hierdie is die voorspelling nie. En daarom het die wyse manne toe na Bethlehem toe gegaan. Juis uit die verwysing uit Micha uit. Hierdie verwysing wat ons nou gelees het nie. Mooi, al is hy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van wel-eer. So verwys heel waarskynlik hier na Dawid. Sy oorsprong uit die verre verlede uit. Maar as 'n mens met 'n geloofsoog kyk, sal ou dalk ander goed daarin kan raak sien, nee. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van wel-eer. Goed, so daar sal 'n tyd wees vir die Here hulle sal oorgee, maar dan sal hulle ook red. Wil julle iets vra hieroor? Goed, ek gaan aan. Hy sal optree en as herder lei deur die krag van die Here, deur die grootheid van die naam van die Here ons God. Hy sal veilig gevestig wees, want dan sal hy magtig wees tot in die uithoeke van die aarde. Hierdie voorspelling, nee, oor die nederige koning wat kom uit Bethlehem. Wanneer was hierdie? 700 jaar voor Christus. Ja. Hierdie een sal omgedeeld wees, wanneer Assirië ons land binnekop, sy voet in die vesting sit, sal ons 7 herders, 8 stamhoofde uit die mense teenoor opstel. Mooi, hy sal optree en as herder lei deur die krag van die Here. So hy sal nie uit homself optree nie. Hy sal soos 'n herder wees wat sy skape sal lei. Dink ook natuurlik aan die Jesus wat sê ek is die goeie herder. Hier kom nou so mense nou spring, kom ou baie klomp goed uit, né? Hy sê die krag van die Here ry deur die goedheid van die naam van die Here sy God. Amper 'n voorspelling van Jesus se koms wel in wat hy gedoen het hier op die aarde. Ja. Wat 'n ou dit is altyd baie moeilik om 'n direkte sprong na die Here Jesus toe te maak, nee. Want jy moet altyd eers vra wat het hulle bedoel vir daai tyd. Maar as 'n ou dan lees oor die wyse manne, dan is dit duidelik dat almal geweet het hierdie koning het nog nie gekom nie. En hulle het nog gewag vir hierdie Messias om kom 700 jaar later. Daarom dat hy ook uit Micha hierdie gedeelte aanhaal, sê maar hierdie ou moet nog gebore word. Nee, en hy moet uit Bethlehem uitkom. So iets daarvan as 'n ou hierdie twee bymekaar bring sê dat daar was 'n voorspelling, hulle het hierdie verwagting gehad, maar wat tot en met Jesus nie waar geword het nie. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hulle sal die land Assirië met die swaard kaalstroop, die land van Nimrod met dolke. Hy sal ons van Assirië red wanneer hulle ons land binnekop en ons grense oorsteek. Die oorblyfsel van Jakob sal tussen al die nasies wees soos dou wat van die Here kom, so sagte reën op gras, wat niks van 'n mens verwag nie, geen hoop op die mens vestig nie.
Van daai oorblyfsel wat nou verwys word is die mense wat die ballingskap oorleef het, wat weer teruggekom het. Ja, die mense wat terugkom na die ballingskap en dan as hierdie nuwe koning kom, wat sal gebeur? Hierdie nuwe koning sal maak dat hulle eintlik tot 'n seën wees, tot 'n seën vir die nasies is, nee. Hulle sal wees soos dou, soos sagte reën. Hulle sal nie hulle hoop op hulle self vestig, op mense vestig nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder lees het hy sê vat weg julle perde, al die goed waarop julle staat maak. Hy sal julle leer om op die Here staat te maak. Nee. Julle sal agterkom, julle kan nie meer op julle gode en op julle mag en julle rykdom staat maak nie. Maar hy sê julle help. So hy sê hierdie volgelinge gaan twee goed doen. Ons gaan nou die volgende een lees. Hy sê die oorblyfsel van Jakob sal tussen al die nasies wees soos dou wat van God wat van die Here afkom. So dis iets wat die Here gee. So sagte reëns op gras wat niks van mens verwag nie, geen hoop op die mens vestig. So hulle sal tot 'n seën wees vir ander mense. Sonder dat en dit sal van die Here afkom. Nee. Die Here sal vir hulle gee, hulle sal tot seën wees vir ander mense en dit sal nie iets wees wat uit hulle uitkom nie. Dit sal iets wees wat die Here vir hulle moontlik maak dat hulle tot 'n seën wees. En dan die volgende ding wat hulle ook sal doen, die oorblyfsel van Jakob sal tussen die nasies te midde van baie volke soos 'n leeu tussen wilde diewe, soos 'n jong leeu onder 'n trop klein vee. As hy verbygaan en vertrap en verskeer, is daar niemand wat red. Mag jy die oorhand hê oor jou teestanders, ja, al jou vyande laat hulle uitgeroei. So hy sê hierdie oorblyfsel van wat onder hierdie nuwe koning gaan kom, hierdie vredevors wat uit Bethlehem gaan kom, gaan twee eienskappe hê, hierdie volgelinge. Een, hierdie sagtheid, hierdie dou, hierdie reën wat mense tot 'n seën is, en die ander kant hierdie volstekheid van 'n leeu wat nie nonsens vat nie en wat uitsorteer. Amper dieselfde as die profeet Micha, nee, wat hy sê die Here het my krag gegee om die gees van die Here maak my sterk en dit maak my om hierdie ouens aan te vat nie. So sê hierdie volgelinge van hierdie koning wat gaan gebore word, gaan hierdie twee eienskappe hê. Een seën vir die wêreld en 'n sagtheid en die ander hierdie soos 'n leeu. Nee, sterk, verskeurend, gaan nie nonsens vat nie. Kan sy man staan. As hy verbygaan en vertrap en verskeur, is daar niemand wat red nie. Mag hy die oorhand hê oor jou teestanders, ja, al jou vyande, laat hulle uitgeroei word. Julle sal my stop as dit nodig is, nie? OK. So Micha sê daar kom 'n tyd met 'n nuwe regering. 'n Regering wat vir altyd sal wees, 'n regering wat sal wees tot in die uithoeke van die wêreld, het ons gelees. En dan sê hy, maar wat moet die volk Israel doen? Hulle moet 'n klomp goed wegvat waarop hulle vertroue stel, sodat hulle vertroue op die Here kan plaas. As 9 sê, op daardie dag is die uitspraak van die Here, sal ek jou perde wat by jou is uitdelg en die strydwaans vernietig. Waarop maak jy staat met perde en strydwaans? Oorlog. Nee, jy maak staat op hoeveel wapens jy het. Daardie dag is die uitspraak van die Here, sal die perde wat by jou is uitdelg en jou strydwaans vernietig. Ek sal ook jou stede in jou land uitdelg en al jou versterkte stede afbreek. Wat is versterkte stede? Ook jou verdedigingssysteem, nee. Dit waarop jy staat maak om jouself te verdedig. So jy aanval, sal ek afbreek, maar ek sal ook jou verdediging afbreek. Sodat jy nie daarop kan staat maak en sê, dis omdat ons sulke goeie stede het, dat ons veilig is nie. Of dat ons sulke goeie perde het, dat ons veilig is nie. Ek sal die towery waarmee besig is uitdelg, en jy sal nie meer waar sê nie. So dit gaan oor die toekoms, mense wat die toekoms probeer voorspel.
en raadgewers. Die Here sê ek gaan ook van hulle ontslae raak. Sodat jy nie op hulle dis alles goed waarop mense staat maak. Nee, maak staat op jou verdediging, maak staat op jou aanval, maak staat op jou versterkte stede, maak staat op towery, maak staat op waarsees. Nou op jou wêreld so goed maak jy. Ja. So hy sê al die goed waarop jy staat maak. As daai koning kom, dan gaan hy dit wegvat. Hoekom? Sodat jy op hom kan staat maak. Mens dink eintlik aan ons land se omstandighede nou. Daar's so baie min dinge waarop ons kan staat maak. Dis eintlik net topkot. Ja, wat eintlik nie 'n slegte plek is nie. Sê ek sê jou afgodsbeelde en gedenkstene wat in jou midde is uitdag. En jy sal nie meer voor jou eie hande werk en aanbidding buig nie. Ek sal jou Aserias wat in jou midde is uitdruk en jou stede verwoes. Aserias is een van die gode van die Baal godsdiens, een van die vroulike gode van die Baal godsdiens. So die Here sê ek sal die Baal beeltjie stukkend breek. Hy praat oor afgodsbeelde, gedenkstene. Waarop het mense staat gemaak op hulle afgode? Nee, die Here sê ek sal die afgode afbreek, hierdie goed wat julle dink julle help, maar eintlik julle nie help nie. Want afgode was baie belangrik. Wat wil sê, dan hoor jy hulle bou weer, as die Here sê, breek af, so God haat afgode. Ja, natuurlijk. Hoekom? Want hy is een God. Nee. En daarom mag jy naas hom geen afgode hê nie. So hierdie is 'n belofte van herstel. Dat is hierdie koning kom. Nee. Hy kom nederig uit 'n nederige dorpie. Maar as hy kom, dan gaan hy 'n nuwe ryk vestig. Ek sê jou Aserias wat in jou midde is uitdruk en jou stede verwoes. Ons wat op stede staat maak, nee. Jy waarskynlik rykdom en handel ensovoorts as jy daarop staat maak. Ek sal in toorn en woede wraak neem op die nasies wat nie luister nie. Ek raak bang as ek dink die wyse manne het verwys na wat Micha gesê het oor 'n tydperk, miskien, ek weet nie, duisende jare gaan daar hierdie afweek aangehaal word oor met die wederkoms. Goed, nou die vraag, het daai koning gekom? Ja. Ja, ons glo hy het gekom. Nee. Ons glo as in Efesiërs 2 lees, daarna oor die vrede wat hy gebring het tussen Jood en nie Jood. Uit die vredesryk kom vestig. Alhoewel mense dit nog nie alles ten volle sien nie. Vir ons het hierdie koning gekom, vir ons is hierdie koning Jesus Christus. Dis taal eintlik, dit is die wonder vir my van die woord van God, die Bybel, dat wat hy beloof het, maak nie saak ver in die verlede nie, het hy op sy tyd absoluut waar gemaak. En hierdie laat my nou snaakse gedagtes kry. Maar ek sal nie meer daar wees nie. Ja. Dat is actually mooi, nee. Dit is 'n skriftelike mooi deel van Micha. So hierdie in die julle gaan deur hierdie swaar kry gaan, maar die Here sal julle nie los nie. In Babel sal hy weer red. En hy sal hier oorblyfsel, sal hy 'n nuwe koning gee, hy sal vir die oorblyfsel 'n nuwe wêreld moontlik maak, waar dit nie meer gaan oor wat hulle kan doen, maar wat dit gaan oor wat God kan doen. En hy sal hulle leer om nie staat te maak op die goed wat ander mense en ander volke op staat maak, wat hulle laat vooruitgang en voorspoedig wees nie. Maar hy sal hulle maak soos die dou. Maar daar wat nie gekleurd is nie.
ek sal 'n toorn en woede wraak neem op die nasies wat nie luister. En wat sê dit die Here sal die vegwerk doen. Dit is nie meer die volk wat die vegwerk doen hoef te doen nie. Hulle moet goed wees vir mense en hulle moet ferm staan soos 'n leeu en hulle moet ontslae raak van die goed waarna hulle vashou. Hulle moet hulle hoop op die Here sit. En die oomblik as hulle dit doen, sê die Here, sal ek vir hulle intree, ek sal vir hulle veg, dit gaan nie oor wat hulle moet doen. Hulle krag lê nie op hulle perde of hulle asielstede of hulle vestingstede of op hulle afgode. Hulle krag gaan lê juis om in die Here afhanklik te wees. En dan sal hy die aanvoerwerk doen. Mooi nie. Om te dink hulle het al daai jare die voorspelling gemaak, is net wonderlik dat Jesus kom. Ja. Kyk, en nêrens het hierdie voorspelling waar geword en die naaste daan Jesus Christus nie. Nee, vir ons as gelowiges sê dit pas in die beeld wat ons verstaan nie. Goed, dis klaar met hoofstuk 5. Ons het daar nog 2 weke oor, so ek gaan volgende week hoofstuk 6 doen, en die week daarna hoofstuk 7. Kom ons praat nog gou oor, wat het jy gehoor? Wat is dit wat jy saamvat? Goeie nuus is slegte nuus. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is die oorblyfsels werk kom. Die slegte nuus is dit is nog nie ten volle ontplooi nie. Ja. Is hoofstuk 5 die een waar Micha bly sê, die Here sê so. En dan sê hy die mooi goed. Nee, hoofstuk 5 begin met en jy Bethlehem, kleinste van die volke. Kan nou nie sien om te. Ja. Nee, so hy begin oor Bethlehem en oor die heerser wat in Bethlehem gebore gaan word. En dat hy 'n herder vir sy volk gaan wees. Ja. 5 van daardie. Ja, en dit is nog vandag sien ons hom nog, nie net as herder nie, maar ook as verlosser. En die dinge wat hier gesê het, wat hy alles sal doen, is nog nie tot uitvoer gebring nie. Ja, nog nie finaal. Geen vrede nog nog gekom nie. Ja. Inteendeel, dit raak dit al meer deur mekaar. Ja, behalwe dit, as jy nou vra wat 'n vrede. Nee. Daar het sekere vrede gekom. Nee, daar het vrede tussen heiden en Jood en gelowig en ongelowig. As hulle gelowig word, kom maar vrede. Nee, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. So die vrede wat hy bring, Jesus sê, is nie die vrede wat die wêreld gee nie. Maar die vrede wat ek gee is die hemelse vrede. Soos sy koninkryk is anders as 'n aardse koninkryk. En daarom in sy koninkryk maak hy nie staat op aardse goed nie. Die perde en die strydwaans en die goed nie, maar in sy koninkryk werk dit anders. Nee. Want hy se beheer. As jy in hom vashou, dan beklei hy stig vrede. Hy skep die nuwe wêreld eintlik nie. Ek dink dat kom ons sien nou as ons na vanaand Bybelskool gaan, moet ek die uitstap en iets nodig. Ek moet iets saamneem. Dan sê dit, bemoedig dit my weer om te weet, in my omstandighede, kom ons sê in die gemeenteomstandighede, in ons landsomstandighede, bly daar vir ons net een ding oor. Hou vas aan die Here, vertrou hom. Ek gaan daai dinge doen, hou daaraan vas. Dit wat nog nie interverlang. Ja. Al gaan nie deur geboortepyne. Nee. Daar's 'n lewe aan die ander kant van die geboortepyne. Die geboortepyne is nie alles wat daar is nie. Partykeer raak ou vasgevang in geboortepyne. Nee, van die nuwe lewe.
Ja, Romeine praat ook daarvan oor die skepping wat sug met hierdie geboortepyne. Praat oor ons gelowiges wat sug met hierdie geboortepyne nie. Hy sê die skepping sien met gespanne verwagting uit hierdie uitroepe van 'n swanger vrou eintlik nie. Want dit is nog in hierdie verganklikheid vas en dis hierdie swanger tydperk en hy sien so uit dat God alles nuut sal maak en dat hierdie nuwe lewe sal kom nie. Dit sluit baie aan mooi aan by Romeine nie. Mens sal hierdie deel daarvan kan maak nie. Wat hy dan sê, maar ek is oortuig in Romeine 8, die lyding wat ons nou verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons wil aanbied. So die heerlikheid is nog nie hier. Die skepping sug, die gelowige sug, want ons het hierdie geboortepyne en hierdie swaar kry en wil nie verbygaan nie. Maar almal wat weet, swangerskap het 'n einde. Nee, nou kom 'n nuwe lewe. Leef in die verwagtinge, ons moet vas. Ja, ons leef in die verwagting. Want al wat jy kan aan vashou is die hoop. Verseker die hoop, die Here kom weer en elke oog gaan hom sien en elke mens gaan. Dis maar jou wat jy al moet styf vashou. Ja, Romeine sê, daarom het hy vir ons hierdie hoop gegee, want wie hoop nog op dit wat jy weet sien? Ons het hierdie verwagting dat die Here Jesus alles sal nuut maak. En daar hoop ons daarop met verwagting. So die goed kom by mekaar uit, nee. Is vir my sommer twee mooi beelde, nee, oor een om vir mekaar te wees soos dou en soos reën. In 'n droë land, julle wat nou in Jerusalem was, hoe belangrik is reën en dou. Dis lewendgewend, nee. Dat die Here ook vir Abraham sê, leef naby my en wees opreg en ek sal die seën, ek sal jou tot 'n seën, ek sal jou seën, maar jy moet tot 'n seën wees. Nee. Ek sal vir jou goed wees, maar jy moet weer ook vir ander goed wees. Van die een kant hierdie sagtheid, hierdie lewendgewend, hierdie dou, hierdie reën wees, en die ander kant ook soos 'n wiel wees, onverskilke om die Here se naam te vestig en nie bang te wees nie. En moed te hê vir dit wat jy moet beleef, en self hierdie swangerpyne. Nog 'n laaste gedagte. Ja, soms so 'n vreemde gedagte wat ek weet. Die Palestynë wat nou vlugtelinge wat hier by ons geland het, om te welkom. Ek laat my dink aan die Franse Hugenote wat 200 jaar voor dit ook vlugtelinge was. Ek vond net die gedagte gekry. Ja. Dis wonder dat Nou vlug hulle na Christenland. vlug hulle die Franse Hugenote die nou. Ja. En wie sal weet wat die Here met hulle wil maak? Nee. As ou dit nou positief sien, ek sien dit nou op 'n positiewe manier, nee. Ek dink dit Hulle gaan soek nie hulp. Hulle soek nie hulp in die moslimlande nie, maar hulle kom na 'n Christenland. Maar ons is hier, nee. Goed, kom ons sluit af. Here, ons staan nie alles nie. Ons weet dat U in beheer is. Ons weet dat U die een is wat gebore is in Bethlehem, die koning van die heelal, wat onder ons kom woon het, wat die tent kom opslaan het hier tussen ons. U wat ons kom leer het wie is God en wie is ons Vader. Vir ons kom leer het dat U die goeie herder is en dat U uitkyk ook vir die skape. Here, U het ons hele lewe kom verander. En ons wil vandag opnuut kom sê dat ons nie wil staat maak op ons wapens of op ons verdediging of op ons afgode of op ons geld of op ons stede nie.
Here ons plaas ons hoop en vertroue op U, die een wat gekom het as die heerser van die hemel en die aarde. Here, ons beleef elke dag die swangerspyne, die skepping wat sug van verlange, ons wat sug van verlange. Partykeer word ons moedeloos, weet ons nie hoe vorentoe nie, dink ons dit gaan nooit ophou nie. Maar dankie dat U ook 'n tyd aan swangerskap gegee het. Dat daar ook 'n tyd kom vir nuwe lewe. En daarom bid ons, kom Here Jesus, kom gou. Help ons om in die tussentyd asseblief dou en ween te wees vir die mense rondom ons. Om die vrymoedigheid en die strydlustigheid het van 'n leeu wat sy man kan staan, omdat hy weet aan wie hy behoort. Help vir ons asseblief. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Dankie.